Ja, ek was seker nie 'n engeltjie nie, maar nou moet ek ook vir jou sê die duiweltjies tree nogal in spanne op. Uh Terwyl ek in Eendrag was, het ek 'n baie goeie ou vriend gehad wat in Majuba was met die naam Johan Verreyne. En ek en hy stap eendag in die straat hier in Stellenbosch en ons merk die ou Volkswagen Kewer van 'n vriend van ons daar staan, Daan van der Merwe. En Daan het 'n skaapvelletjie oor sy sitplek gehad. En hy was baie trots op die skaapvel. En ons sien toe die duiwel het vir ons 'n draadhanger hier op die sypaadjie geplant. So vat hierdie draadhanger en ons besluit om Daan se motor oop te maak want die venster was op 'n skreefie oop en sy skaapvelletjie te gaps. Ons slag toe daarin, kry die deur oop, weg is ons met die skaapvel. Koshuis toe, hang hom agter Johan se kamerdeur binne in die wasgoedsak. Nou wag ons. Ons weet Daan gaan vroeër of later daar aankom. Ook nie te lank nie, hier kom Daan. Hallo boys, hoe gaan dit? Nee, goed Daan en met jou. Nee, goed, maar het my deksel se skaapvel uit my kar gesteel. Dit kan nie wees nie, sê ons. En ons is geskok want ons weet hoe gesteld is hy op sy skaapvel. Party van ons het gedink dit was sy hanslam wat hy geslag het, maar nietemin. Nou weet ons hy gaan ons probeer uitvis of dit ons was, maar hy vis nie uit nie. En naderhand sê hy, maar hulle gaan hierdie boggers kry, ek het die saak by die polisie aangemeld. Lag ons almal, dan dis net die regte ding, 'n mens moet hierdie booswigte vasvat. En die gesprek neem toe 'n ander wending. En na ruk kom ons agter, maar hierdie ou is doodernstig. Hy het die saak by die polisie aangemeld. En ons sê toe vir hom, Daan, jong, hier is nou 'n groot probleem, maar as jy in die wasgoedsak agter die deur kyk, gaan jy jou skaapvel daar kry. Ons dog toe, hy gaan nou vir ons sê, nee wat, ek het maar sommer net met julle 'n grap gemaak. Hy kyk, hy haal die skaapvel uit, hy sê, boys, nou moet ons polisie toe gaan. Ons sê, Daan, jy maak seker 'n grap. Hy sê, ek is doodernstig. Ons moes saam met hom polisiestasie toe gaan. Die sersant was glad nie beïndruk met ons nie, want hy sê ons gee vir die polisie onnodige werk, want dan gaan toe nou die saak terugtrek. En daar en dan het my kattekwaad op Stellenbosch opgehou. Ek het besluit nooit weer nie. Ek wil nie die risiko loop om met die geregsdienaars in botsing te kom nie. So die res van my tyd is in beslag geneem deur werk, deur studies en omdat ek 'n SAIK studiebeurs gehad het, in beslag geneem deur werk by die SAIK oor naweke en in universiteitsvakansies. Nadat ek 10 jaar by die radio gewerk het, is ek Nederland toe, na Radio Nederland Wêreldomroep in Hilversum, waar hulle 'n Afrikaanse afdeling gehad het, saam met 'n klompie ander taalafdelings, onder andere Arabies, Frans, Portugees, Spaans, Indonesies, Engels en dan ook die Afrikaanse afdeling. Dit was die 7 afdelings. En die Wêreldomroep het hierdie 3 jaar pos gehad vir 'n Afrikaanse omroeper wat ek toe om aansoek gedoen het. Ek het dit toe gekry en my plan was om na verstryking van my termyn by die Wêreldomroep terug te keer na die SAIK se Afrikaanse diens as 'n radioomroeper. Maar terwyl ek in Nederland gewerk het, is daartoe in Suid-Afrika aangekondig dat televisie aan die kom is. En ek het glad nie beoog om televisie toe te gaan nie, maar toe kom 'n aantal SAIK amptenare, stuk of 4 of 5 van hulle op 'n werwingsreis na Europa om personeel te werf vir die nuwe Afrikaanse en Engelse televisiediens. En hulle het toe ook by ons aan huis 'n draai kom maak, daar kom eet en vra toe vir my, wat is my planne as my termyn verstryk? Toe sê ek, nee, ek keer maar terug na die Afrikaanse diens by die radio in Johannesburg. Toe sê die een ou vir my, hoekom kom jy nie televisie toe nie? Toe sê ek het nog nie daaraan gedink nie. Toe sê hy, kom man, doen aansoek. En ek het toe, en toe lei hulle my op as 'n televisieregisseur. Toe word ek aangestel as die heel eerste nuusregisseur van die SAIK. Dis nou die man wat in die kontrolekamer sit tydens die uitsending. En dit was ek 2 jaar lank en toe het ek by die redaksie aangesluit. So dit is hoe die oorgang
van radio na televisie plaasgevind het. Eintlik bloot toevallig. Ek is as dit ware gewerf. Dit sou vir my 'n enorme eer wees. Dit sou vir my ongelooflik baie beteken as dit is hoe mense my sien, want dit sou impliseer dat ek my werk bevredigend of na behore doen. En ja, of dit so is of nie, dit weet ek nou nie, daaroor kan ek nie oordeel nie. Maar dit sou 'n besondere eer wees om so 'n betiteling te ontvang. Ja, die snaakse is, ek kan nie eers water binnenshuis kook sonder dat dit aanbrand nie. Maar gee vir my 'n vleisbraaivuur of gee vir my 'n potjie om buite op die kole te maak en ek maak hom lekker dat die ouens hom met 'n broodkorsie uitvee. Maar in die huis is ek nutteloos. Ek is lief vir buite kos maak, vir kuier saam met vriende en ek hou van tuin maak. Ek is baie lief vir musiek. Ek is baie lief vir lees. Ek kry ongelukkig nie genoeg kans om boeke te lees nie vanweë my tyd wat so aan my werk bestee word, maar ek lees nuustydskrifte en koerante en dan bly daar baie min tyd oor vir gewone boek lees. Dit hou ek vir die vakansies. Ek het baie hoogtepunte beleef, benewens die begin van televisie, wat natuurlik uit sy aard 'n hoogtepunt was, het ek ook die ontwikkeling van televisie as 'n hoogtepunt beleef, van film na video na digitaal. Dit is vir my ongelooflik om te dink dat ons binne die bestek van 36 jaar op tegnologiese gebied sulke vordering kon maak. Op nuusgebied het ek geweldig baie hoogtepunte beleef, veel te veel om hier op te noem, as ek sommer so vinnig dink aan F.W. de Klerk se geskiedkundige toespraak op 2 Februarie 1990 in die parlement, wat rigting gegee het aan die nuwe Suid-Afrika. Dit was 'n besondere hoogtepunt. Toe ek na sy toespraak luister, in die nuuskantoor, toe sê ek vir my kollegas, ons land gaan onherroepelik verander. En dit was 'n hoogtepunt om daardie nuusbulletin aan te bied. Ek het skoon hoendervel gekry om die aankondiging te maak. Die sittings van die Waarheid en Versoeningskommissie, die feite wat daar uitgekom het, die hartseer, die pathos, Biskop Tutu wat in trane uitgebars het ten aanhore van sommige van die getuienis wat gelewer is, het my aan die hart gegryp. Dit was hoogtepunte. Die aanvalle in die Verenigde State op 11 September 2001 was 'n ander hoogtepunt wat ek aan die kykers oorgedra het. Die vernietigende tsunami in Suidoos-Asië op 26 Desember 2004 was 'n verskriklike natuurramp wat my ook aangegryp het. Dit ook uitstaan as 'n nuushoogtepunt. Eintlik kan ek amper sê daar is in elke nuusuitsending 'n hoogtepunt. Party hoogtepunte is net hoër as ander, maar elke nuusbulletin het 'n hoogtepunt van 'n aard. Of dit 'n menslike storie is oor lyding, oor 'n informele nedersetting wat in 'n brand verwoes is, of dit iemand is wat onder tragiese omstandighede gesterf het, maak nie saak nie. Daar is hoogtepunte van verskillende of uiteenlopende aard waarmee mens daagliks in die nuus te doen kry. So elke dag se nuusuitsending is eintlik 'n hoogtepunt. Ek kan nie my dag begin sonder om my koerant te lees nie. Die beeld word by my huis afgelewer. Ek lees hom van hoek tot kant en dan begin my dag. Dan het ek 'n goeie idee van die afgelope 24 uur se nuus, soos wat die gedrukte media dit sien. En ek luister na elke nuusuitsending omtrent op die radio, verskillende stasies, nie noodwendig net die SAIK nie, maar verskillende radiostasies, 702 byvoorbeeld, Geselsradio wat 'n nuusradiostasie is besonder informatief. Ek kyk televisie. Ek kyk na
die buitelandse nuusstasies, so Sky en die BBC, die Nederlandse diens BVN, Cable News Network, die hele lot, noem maar op. Ek kyk daarna, want dit is belangrik om perspektief te kry op nuusgebeure, om te sien hoe die Amerikaners 'n olieramp beskou teenoor die Europeërs se beskouing daarvan, of hoe die Europeërs die Griekse skuldkrisis hanteer en hoe die Amerikaners dit sien. So om balans te kry in die nuus wat ek wel te hore kry, of wat ek wel ingesamel kry, is dit belangrik om dit uit verskillende bronne te verneem en dan die bronne teen mekaar op te weeg. Ons het elke dag 'n satellietbydra met nuus gekry van 'n buitelandse nuusagentskap wat sê nou maar 20 minute lank duur. En as daar nie 20 minute se harde nuus is waarmee hulle dit kan vul nie, dan vul hulle die satelliettyd met iets anders, sodat die tyd wat baie duur voorbetaal is, weet nie verlore gaan nie. En die aand was nou 'n aand waar daar min nuus in die satelliet was. En toe sluit hulle vir ons so 'n montage in van 'n klompie baie snaakse gebeure in die program America's Funniest Home Videos wat toe pas in die Verenigde State die eerste keer uitgesaai is. En hulle sluit dit hier op die nippertjie in die nuus in, sommer net om tyd vol te maak. En ek was nie daarvan bewus dat dit aan die kom is nie. En hier sien ek hierdie verskriklike snaakse goed op die skerm en ek en my mede-aanbieder begin toe lag. En dit was in die tyd van dubbele aanbieding. En ek is toe nou op kamera, 'n enkelskoot van my, en sy sien ek lag, en sy is toe bang dat sy my situasie vererger as ek uit die hoek van my oog sien sy lag. En toe gly sy so van haar stoel af onder die lesenaar in, sodat ek haar nie kan sien lag nie. Maar dit het toe die situasie net vererger, want toe lag ek vir haar wat so van die stoel af verdwyn. Maar nou ja, maar dit het gebeur. En een van die insidente het op 'n kat betrekking gehad, ja. Wel, jy weet, daar kom 'n tyd in elke mens se lewe dat jy jou situasie in oënskou moet neem, wat jy moet kyk na die datum wat op jou geboortesertifikaat staan en begin wonder of jy nie moet begin aftree nie. Jy weet, daar is gesê the old order changeth, yielding place to new. Ek dink amper Alfred Lord Tennyson het dit gesê. 'n Mens moet ook plek maak vir jong mense. So aftrede is in my versuur, ek wil nie sê in my onmiddellike versuur nie, maar ek glo ook 'n mens moet aftree op 'n tydstip wanneer jy op die kruin van die golf is. Sodat mense liewerster sê, "Ai, dis daarom jammer hy's weg," eerder as wat hulle sê, "Dankie tog hy's weg." So om daardie punt te bepaal, gaan fyn waarneming verg en fyn beplanning verg, maar aftrede kom nader. Ek is van nature 'n positiewe mens, 'n optimistiese mens. Ek dink dit is in my gene vasgelê. Ek glo 'n glas is half vol, hy's nooit half leeg nie. En omdat ek so voortdurend met moord en doodslag en negativiteit, wat die dinge is wat die nuus haal, gemoeid is, het ek my dit doelbewus ten doel gestel om 'n positiewe lewensuitkyk te hê, om te aanvaar, maar die lewe gaan nie net oor slegte dinge nie. Daar is ook soveel goeie dinge wat nooit die nuus haal nie. Ek het om die waarheid te sê jare gelede, werklik jare gelede, 'n voorstel gemaak dat ons 'n nuusbulletin uitsaai, een keer per week, wat net uit goeie nuus bestaan. En toe word ek aangekyk asof ek, jy weet, heeltemal van loetjie getik is. Dus sê mense, maar nuus is inherent sensasie, dit is sleg, dit is die dinge wat mense sleg raak, wat die nuus haal. Ek stem nie heeltemal daarmee saam nie, ek glo dat die oorgrote hoeveelheid nuus wat 'n mens sien, negatief van aard is, maar daar is soveel positiewe dinge, ons moet dit net raak sien. En ons probeer ook in ons nuusbulletins dinge insluit wat positief van aard is.
hierdie insetsels wat ons dikwels in die nuus het, verryk lewens, wat daarop dui dat die SAIK ook van sy kant af iets probeer doen om mense se lewens te verbeter en te verryk en iets te doen, iets te help doen wat positief van aard is. So my lewensfilosofie is, ek's 'n positiewe mens, die glas is altyd half vol en hy kan voller word.